Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat gebeur het bykans 2000 jaar terug, toe hierdie groot God vir elke mens iets kom doen het. Mense, as ons praat van die goeie nuus of die evangelie of die blye boodskap, dan beteken dit is 'n boodskap wat jou bly maak. Dis nie dat ek daar is om jou bly te maak, of jy 'n blydskap moet probeer opwerk nie. Dit is hoekom Paulus dan sê in Filippense byvoorbeeld, dan skryf hy, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Met ander woorde, waarin verbly jouself? Nie in die probleme nie, maar in die Here. So al is die probleme hier, dan kyk jy nie na die probleme nie, jy verbly jou in die Here. Hy sê ek herhaal, verbly jou. En dit is die blye boodskap. Hierdie boodskap wat 'n blydskap in jou opwerk. En die werklikheid daarvan, na mate jy die blye boodskap lees en dit hoor. Hy sê Efesiërs 1:13, hy sê toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het en dit geglo het. So na mate jy hierdie werklikhede hoor en dit glo, dan begin dit 'n werklikheid in jou word. Romeine 10:17 sê geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. So, hoe kom jy by geloof uit? Jy lees hierdie woord, jy luister na hierdie woord, gesels met mense oor die werklikheid van die woord, nie oor filosofie of wat mense self in hulle self uitdink nie. En dit is die blye boodskap. Met ander woorde, dis 'n boodskap wat jou bly maak oor dit wat hierdie groot God gedoen het. Nou, ek wil net vandag hê ons moet 'n bietjie na 'n gedeelte gaan kyk van wat is die probleem wat ons mee sit. En ons gaan kyk na Handelinge 9. Na Handelinge 9 weet ons dat Paulus is geroep. Hy het 'n brief op baie stadium gehad van die kerk van daai tyd af, om die mense wat van die weg was te vervolg. Met ander woorde, die mense wat geglo het in die sukses van Jesus aan die kruis. En hy het 'n brief gehad om daai mense te vervolg en te vang en die tronke te stop en alles. En nou is hy op pad na Damaskus toe en 'n lig omstraal hom. Nou, moet 'n mens dadelik ook verstaan dat die lig, wanneer hy van die lig praat, dan praat hy van Jesus. Die skrif praat daarvan, byvoorbeeld Jesus praat van homself in Markus 4, na vers 20-22, waar hy praat oor die verborgenhede, dan sê hy, 'n lamp het nie gekom om onder 'n maatemmer gesit te word nie, of onder die bed gesit te word nie, maar 'n lamp is gemaak om op die staander te sit. Jy sien, dan praat Jesus van homself, wat op daai stadium nie op die staander was nie. Hy sê, maar dis 'n verborgenheid, maar hy sal op die staander gesit word. Byvoorbeeld die vrou wat die penning gesoek het. Hoe het sy haar penning in die hande gekry? Sy het die lig aangesit. En die oomblik wat jy die lig aansit, dan verdryf dit die duisternis. Ons sê baie keer, eintlik wat ons sê, hy verdryf die duisternis, maar dis eintlik die duisternis vlug vir die lig. Nee, hy kan nie daarin bly nie. Gaan lees maar Johannes 3 van so vers 18 af, dan sien jy daai werklikhede. En, ek wil nie nou daarna kyk nie, maar nou is hy daar en toe die lig hom omstraal, toe sê hy, wie is u Here? En Jesus antwoord hom en sê, ek is Jesus wat jy vervolg. En dadelik openbaar Jesus aan hom aan Paulus. En hy besef hierdie werklikheid waar hy gedink het, hy vervolg die mens, vervolg hy eintlik vir Jesus, want Jesus is nou in die mens. Dis die hele werklikheid van die Nuwe Testament. Nou kom ons kyk wat gebeur toe. En daar kom in vers 18, Handelinge 9, en dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien, en hy het opgestaan en is gedoop. En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword, en Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus. Nou, kom ons gaan kyk wat gebeur toe, vers 20, en hy het dadelik Christus in die sinagoge verkondig, dat hy die seun van God is. Mense, hier kom ons met die probleem. Ons het by meeste mense wat ek van weet, het baie Bybels. Nee, daar is 'n Bybel in die bedkas, daar is een in die boekrak, daar is een by die werk of waar ook al. En ons kry Bybels baie keer as jy hoërskool toe gaan, baie keer as jy klaarmaak met skool, baie keer weet in die weermag, daai tyd het hulle vir die mense Bybels gegee, hospitale. Mense, daar is so baie Bybels wat ons het. So waar lê die probleem? Is om te glo, want die hele Bybel getuig van Jesus Christus. En dit is die probleem. Nou gaan ons dit sien hier, dat
Die probleem wat Paulus mee te doen gehad het, is om vir die mense te bewys dat Jesus die werklikheid was. Dit wat God gesê het in Genesis 3 vers 15, toe die mens in sonde geval het, toe sê God vir die vrou, jou saad gaan sy kop vermorsel. Nie jy moet dit doen nie, jou saad gaan sy kop vermorsel. Dan praat hy van Jesus Christus, en die hele 4000 jaar verloop van daar af, waar Jesus aangekondig word deur die hele Ou Testament, profete, al die, ek wil nie nou daarna gaan kyk nie, en dan manifesteer Jesus, en hy word gebore, en die Jode glo dit nie, sy mense glo dit nie, selfs Herodes en sy roep sy wysgeere, en hy sê, is dit waar, dat daar 'n koning gaan gebore word? Hulle sê, ja, dis waar, selfs hulle het dit geweet, hulle het dit agtergekom en gelees in die skrifte, maar die mense vir wie hy gekom het dit nie geglo nie. So, wat is die werklikheid hiervan? Hy sê, en hy het dadelik Christus in die sinagoge verkondig dat hy die seun van God is. Mense, dis die belangrikste ding. Kyk, Paulus het hierdie werklikheid, hierdie openbaring van Christus gekry. Die volgende stap is, hy was gedoop, en nadat hy gedoop is, het hy dadelik Jesus begin bely, en dit is wat Romeine 10 vers 9 en 10 vir ons sê, hoe sal jy gered word? Hy sê, hy wat met sy hart glo, en Jesus bely, met sy mond bely. En hier gaan Paulus en hy bely Jesus. Nou kyk verder, hy sê, en almal wat hom gehoor het, was verbaas en het gesê, is hy nie die man wat in Jerusalem uitgeroei het, die wat hierdie naam aanroep, en met die doel om hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie? Hy sê, hulle sê, hierdie ou wat hy te toestemming gehad. Mense, baie belangrik weer eens. Ons sit almal man met 'n verlede. En dit is so belangrik wanneer jy na hierdie werklikheid kyk. Paulus sit, hy was 'n moordenaar, hy het mense gevang, en hy het aaklige goed gedoen aan die mense. Maar hy gaan en toe hy hierdie werklikheid hoor, toe steur hy hom nie aan sy verlede nie. Weet jy, ons sit baie keer, en dit was my grootste probleem geweest, toe ek die evangelie hoor, dadelik dink ek, wat van my vriende? Wat van my ou lewe? Wat van die ouens saam wie ek gekuier het? Wat van daai? Wat van dit? En ek was so bang geweest oor my verlede wat my inhaal. En ek het gesit, en dan is iets gebeur, dan sê ek, joh, maar wat van dit, as dit nou gebeur? Mense, daar is 'n punt wat jy besef, en dit is waarna ek vandag ook net wil kyk. Daar is 'n punt waar jy by die werklikheid uitkom, en die duisternis verdwyn, en die lig begin skyn in jou lewe, en dis die werklikheid waarmee Paulus hier sit. Hy steur hom nie aan dit wat hulle sê, wat hy gedoen het tot gister toe nie, maar hy kyk na die werklikheid van vandag, en vandag af vorentoe. En hy sê, maar Saulus het al meer krag ontvang, en die Jode wat in Damaskus woon, in die war gebring, deur te bewys dat Jesus die Christus is. Dit was sy grootste probleem, om vir die mense te bewys dat Jesus die Christus is, want in die hele ons sal sien in die 4 evangelies, het hulle dit nie geglo nie, hulle wil Jesus kort om die lewe bring. Jy sien, so, met antwoorde belangrik, en tot vandag toe, ons weet, Jesus het gekom om vir ons te sterf, hy het gekom om vir ons sondes te sterf, hy het gekom om vir die sondaars te sterf, hy het gekom om ons te heilig, hy het gekom om ons te regverdig, hy het gekom om sy lewe vir ons te gee. Maar as jy by iemand vra, dan sê hy vir jou, ek is maar onheilig, ek moet heilig word, ek is ongeregtig. Hy het die lewe van Jesus aangeneem, maar hy is 'n sondaar. Hoe kan jy, as Jesus jou lewe is, 'n sondaar wees? Is Jesus dan 'n sondaar? Jy sien, dit is hierdie werklikhede wat ons moet kyk, en vir die mense bewys dat Jesus is die werklikheid. En so het hy dan ook gegaan in Handelinge 18 vers 28 dieselfde probleem gekry. Later in die skrifte dan praat 1 Johannes 5 daarvan, ek gaan net terwille van tyd vertaal, gaan lees dit gerus, 1 Johannes 5 vers 9, dan skryf hy, dan sê hy, hoe is dit dat julle die getuienis van mense glo, maar julle glo nie wat God sê nie? God het 'n boek opgestel, hy sê geloof kom deur die gehoor, en gehoor deur die woord van God. En hy gaan verder, Paulus sê, hy sê in 1 Tessalonisense 2 vers 13, hy sê, toe julle die woord gehoor het, het julle dit nie aangeneem as 'n woord van 'n mens nie, maar vir wat dit werklik is, as die woord van God. En dan gaan hy verder, dan sê hy, hierdie kragtige woord wat werk in hulle wat glo. So die hele probleem is, die vyand wil nie hê jy moet hierdie woord glo nie. Mense, ons moet daarna kyk,
dat dit werk in hulle wat glo. Maar as jy nie glo nie, dan werk hierdie woord nie, alhoewel hy sê dat hierdie evangelie, die boodskap na die kruis, is die krag van God. En die vyand sal nie wil hê jy moet daai krag in jou lewe ervaar nie. Nou gaan hy verder in die 10de vers 1 Johannes 5, en sê hy, omdat ons het die getuienis in onsself, want die hele boek is die getuienis wat God aangaande sy seun gegee het. Hy sê, hy wat God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, maak God tot 'n leienaar. Hoor ons daai woord? As jy nie hierdie werklikhede glo nie, maak jy God 'n leienaar. En mense sê, maar ek glo so, maar God sê so, maar ek glo anderste. Maar dit steur nie daaraan nie. Mense, ons moet agslaan op dit. Dan kom hy in die 11de vers en sê hy, God het ons die ewige lewe gegee, en die ewige lewe is in sy seun. En dan sê hy, hy wat die seun het, vers 12, het die lewe. Hy wat die seun van God nie het nie die lewe nie. Mense, dis 'n keuse wat ons het. As jy hierdie werklikhede van Jesus aanvaar, het jy die ewige lewe. As jy dit nie aanvaar nie, kies jy self om verlore te gaan. Dit gaan nie 'n surprise soos in al die ander godsdienste. Glo, eendag as ons daarbo kom, dan gaan daar 'n fliek gespeel word en God gaan besluit, het ek dit gemaak of het ek dit nie gemaak nie. Hy sê, vers 13 van 1 Johannes 5 sê, ek skryf hierdie dinge aan julle, ek skryf dit, hierdie boek, ek skryf dit aan julle, dat julle moet weet dat julle die ewige lewe het. En kan glo in die seun van God. Mense, baie belangrik. So, ons hele probleem is om te bewys dat Jesus werklik genuine die Christus was. En dit is ons evaluasie, want jy gaan gedurig deur met goed gekonfronteer word. Ons sit met oor 4000 denominasies wat dieselfde boek gebruik. So jy gaan gekonfronteer word oor wat mense vir jou sê. As jy nie kennis het nie, gaan jy dit nie maak nie. Maar om die gesprekke om enigstens daaroor te gesels en 'n geloofsekerheid te hê nie. Maar dit is so lekker as ons in hierdie goed sit en ons hoor en geloof kom na ons toe, geloof kom deur die gehoor. En as iemand vir jou sê, dan sê jy, maar weet jy wat, kom ons gaan haal die testament. Dis hoe 'n ding werk. Jy haal die testament en jy kyk wat sê die testament. En dan kan jy vir iemand sê, maar kyk na hierdie werklikhede. Nou, een van die situasies waarin ons sit baie keer, dan hoor ons die goede op die TV en alles, dan praat die mense van die regering, dan sê hulle, ons moet teruggaan na grassroots toe. Nou grassroots mense, dit is wat hulle sê, waar die werklikheid is, die man op straat. As ons werklik wil weet hoe werk hierdie lewe, dan moet ons teruggaan na wat Johannes 1 vers 1 sê. Met ander woorde, God se idee. Want God het hierdie werklikhede begin, alles gaan in hom eindig. Dit is nie wat jou siening is nie. Dit gaan nie tel in die einde nie. Die werklikheid is God se siening. En hoor wat sê hy, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So dit is daardie werklikheid. Dan gaan hy verder, byvoorbeeld, dan baie mense sê vir jou, weet jy wat, ek het Jesus aangeneem. Dan vra hy vir hom, wat het jy aangeneem? Dan weet hy nie. Jy sien, dis 'n werklikheid, ons moet hierdie werklikhede weet. Byvoorbeeld nou na die kruisiging, dan sê die skrif vir ons in byvoorbeeld Efesiërs 1 vers 3, hy sê God het ons nou in Christus, die een wat nou in jou is, die een wat nou jou lewe is, jou ou lewe is afgelê, jy het nou Jesus aangeneem, hy is jou lewe. Dan sê hy dat God het ons in Christus geseën met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. Jy sien, hy gaan verder en sê in die 4de vers, dan sê hy dat God ons voor die grondlegging van die wêreld uitverkies het in Christus. Jy sien, hier kyk ons na in die begin was die woord en die woord was. Daar het God elke mens uitverkies in Jesus Christus. Almal het dit nie aanvaar nie. God se voorkennis speel 'n rol, maar dit iets vir later. Jy sien, God het ons, hy sê vers 5, hy sê deurdat hy ons aangeneem het as sy kinders. Maar dit is vir die werklikheid van die mense wat hierdie woord gehoor het, soos Efesiërs 1 sê vers 13, toe hulle die woord van die waarheid, Jesus sê ek is die weg, die waarheid en die lewe, die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding gehoor het en dit geglo het, word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. So kom ons gaan kyk na hierdie gedeeltjie Johannes 1. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God.
Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Byvoorbeeld Kolossense 1 van vers 15 af verduidelik vir jou dat alles het deur Jesus Christus ontstaan. Mense, as jy nie weet wie Jesus is nie, as jy nie weet wie is nou jou lewe nie, dan gaan jy in die donker rondtas vir dit, terwyl jy die groot werklikheid reeds in jou het. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Maak nie saak, en dit is wat nou hierdie is alles gesê voor die kruisiging. Na die kruisiging sê 1 Johannes 4 vers 4, groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. Jy sien, daardie alles in die nakruis is presies dit wat beloof is, wat nou net vervul is. Maar dit is vervul, dit help nie, jy gaan nog wag vir iets nie, dis reeds. Hy sê, die duisternis kan nie die lig oorweldig nie. Dan praat hy van Johannes, hy sê, hy was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was, hy het tot 'n getuienis gekom, om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar moes van die lig getuig. Die waaragtige lig, wat elke mens verlig, Jy sien, Titus 2 vers 11 sê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Elke mens verlig was aan die kom in die wêreld. Dan gaan hy verder vers 12 terwille van tyd. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Jy sien, hy praat nou vorentoe. Aan hulle wat in sy naam glo, nie meer hulle wat hulle sondes bely nie, nie meer hulle wat offer, nie meer dit nie, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar hulle wat nou uit God gebore is. Jy sien, hulle wat uit God gebore is. Hy sê, en die woord het vlees geword, wie was dit? En het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, in heerlikheid soos van die eerstgeborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Jy sien, dis nie meer sondebelydenis nie, dis nie meer wetsonderhouding nie, dis nou 'n onderhouding van die waarheid, dis nou 'n onderhouding van die geloof, geloofsgehoorsaamheid verkry. Jy sien, daardie werklikheid. Nou praat hy van hierdie hy sê, hulle wat uit God gebore is. Met ander woorde, hy praat van 'n geboorte hier. Nou kom hy in Johannes 3, dan kom Nikodemus na Jesus toe, in die aand, dan vra hy vir hom, ons sien, hy was 'n leraar gewees, en dan kom hy, dan sê hy sê, Here, u doen ander werke, u is nie 'n gewone mens nie, en Jesus antwoord hom met 'n ander tipe antwoord, hy sê, en Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Met ander woorde, weergebore word nie, jy moet weergebore word. As jy iets moet word, is dit nie iets wat jy self kan doen nie. Ons verstaan dit nie, mense wil hulle lewens in orde kry, wil hulle saak met God reg kry, hulle wil weergebore word. Mense, dis alles goed wat God gedoen het. God het jou saak reg gemaak met hom. Kom ons kyk gou verder. Hy sê verder vir Nikodemus, sê Jesus, Johannes 3 vers 6, wat uit die vlees gebore het is vlees, en wat die gees gebore het is gees. Dan sê hy vers 12 vir Nikodemus, hy sê, as ek julle van die aardse dinge vertel, en julle dit nie glo nie, hoe sal julle glo, as ek julle van die hemelse vertel? Want hulle kon dit nie glo nie, want die sonde was nog in die bloed. Jy sien, nou gaan hy verder, hy sê, jy moet weergebore word, en God gaan, en God sit alle mense in Christus, en Christus sterf vir elke mens. Hy sit ons almal in Christus, in Christus sterf vir elke mens. Na 3 dae staan Jesus op, en hy gee vir elke mens 'n nuwe lewe. Hy stort sy lewe uit op elke mens. Hoor wat gebeur nou. Hy sê, 1 Petrus 1 vers 3, dis nou na die opstanding. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. Jy sien, dis 'n nuwe lewe. Nee, dis 'n nuwe lewe. 'n Wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop, met ander woorde, daai verwagting wat ons gehad het. Nee, wanneer? Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode.
toe het hy vir elke mens die wedergeboorte geskenk. En wat sê geboorte? Dit sê 'n nuwe lewe. Kom ons vat net saam en kyk ons wat sê 1 Petrus 1 vers 18. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie. Dan praat hy van die Ou Testament, wat die vaders oorgeneem, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Jy sien, dit is die kruis. Dan praat hy van die kruis. Hy sê wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil, om ons ontwil. So dit was voor die grondlegging van die wêreld, was dit daar wel vooruitgeken voor die grondlegging van die wêreld. Sien die mense hoekom dit belangrik is om nie net terug te gaan na grassroots toe nie, na jou eie idees nie, die begin van jou idee nie, maar terug te gaan na God se idee toe. Dan kom hy in die 23ste vers en sê, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, deur die lewende woord, hierdie boek wat hy, die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Nou praat baie mense sê nie hierdie boek, maar dit gaan eintlik oor die woord wat God gespreek het, maar dis 'n werklikheid, dis net opgeteken nie. Aan die ander woorde, julle is nou wedergebore. Voor die kruis gesê, julle moet wedergebore word. En dit is so mooi as ons dan gaan kyk na die samevatting, met ander woorde, wat ek altyd van praat in 2 Korintiërs 3, 2 Korintiërs 5, die evangelie in 'n neutedop, the gospel in a nutshell, dan praat 2 Korintiërs 5 daarvan in vers 15 af, dan beskryf hy gou vir ons hierdie hele ding, gaan lees hom, 2 Korintiërs 5 vers 15 tot 21, lees hom elke dag. Hy sê, want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Mense, ons praat nie van twee lewens nie. Baie mense, dan sê ons, dis die wit hond en die swart hond en die een wat die meeste kos. Mense, dit is nie so nie. Nou is 'n werklikheid is van, God het alle mense in Christus gesit, dis wat hy hier doen, in Getsemane. Jesus is kruis toe met elke mens, dit is hoekom, die Engels beskryf het mooi, hy sê, Jesus died as us. Hy moes nie gesterf het nie, hy het vir jou gesterf, maar eintlik het hy as jy gesterf, want jy moes gesterf het. Nou het hy as jy gesterf, hy sê, en hy het vir elke mens gesterf, hy sê so, nou moet jy nie meer vir jouself lewe nie, maar vir die een wat vir ons gesterf het en opgewek is. Met ander woorde, die lewe van Christus. Dit gaan nie meer oor jouself nie. Die oomblik as jy Jesus aanvaar, dan aanvaar jy 'n nuwe lewe. Dit is baie, baie belangrik, as jy die ou kar verkoop het, is hy weg, jy ry met die nuwe kar. Net in godsdiens, waar ons die ou lewe afgelê het, en ons die nuwe lewe aangeneem het, en nou moet ons die ou lewe verbeter, en ons moet 'n beter mens word, en daar, nee, ontdek jouself in hierdie nuwe lewe. Hy sê, ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie, en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Jy ken niemand meer na die ou mens nie. Paulus vervolg die mense, gooi hulle in tronke, slaan hulle, nee. En die volgende oomblik het hy gedraai, en hy bely Jesus Christus, nie meer sy ou lewe nie, maar die nuwe lewe. Ons moenie ons ou lewe bely nie, ons bely nou die lewe van Christus. Kyk mooi, vers 18, vers 17, 2 Korintiërs 5, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, 'n nuwe geboorte, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Kyk, dit het alles nuut geword. 'n Nuwe skepsel. Die oomblik wat Jesus my lewe is ek 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan en Christus is nou my lewe. Amen.